Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 23ste Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig. En ons hoofopskrifte vandag sê 18 jaar tronkstraf vir 2 mans wat boer vermoor. Nuushooftrekke vir vandag lyk so. Volgens politici was die besoek aan FSA 'n reuse sukses. 18 jaar tronkstraf vir 2 wat 'n boer in Jan Kempdorp vermoor het. 8-jarige gebrand om 'n tokkolossie uit te dryf. Enige invoere van hoenders uit Brasilië word streng verbied. Rooikaartreël van 20 minute word toegepas in alle rugby. McLaren gereed vir Monaco. Gister is die gemeenskap weer in die steek gelaat deur ons howe volgens die publiek. Die 3 mans wat in die hof op aanklagte van moord op 'n plaasboer van die Jan Kempdorp omgewing tereggestaan het hulle vonnisse afgewag. Die eerste beskuldigde is vrygespreek. Beskuldigde 2 en 3 het 18 jaar gevangenisstraf vir hierdie plaasmoord ontvang. Die 2 beskuldigdes is Corneels Persent en Marka Tuma wat skuldig bevind was aan die moord op die plaasboer Attie Jooste wat 60 jaar oud was ten tye van sy moord. Die Hooggeregshof in Kimberley het hierdie vonnisse opgelê vir die afskuwelike daad wat gepleeg is. Vir die aanklag van roof het elkeen 5 jaar tronkstraf gekry, maar die regter het gelas dat die vonnis gelyklopend met die 18 jaar uitgedien moet word. Attie Jooste is deur die beskuldigdes op sy plaas gedurende 7 Januarie 2018 genader. Volgens getuienis wat gelewer is in die hof, is hy met 'n skerp voorwerp in sy bors gesteek wat onmiddellik tot sy dood gelei het. Die beskuldigdes het toe die huis geplunder en eiendom gevat sonder die nodige toestemming van die wettige eienaar. Die werkers wat op die plaas vir Attie gewerk het die volgende oggend op sy bakkie afgekom en het toe die nodige hulp ontbied wat vinnig opgedaag het. Die verhoor het ongeveer 5 jaar later eers 'n aanvang geneem na die daad gepleeg is. Die 3 mans is kort na die aanval in hegtenis geneem. Die gemeenskap voel dat die beskuldigdes die maksimum vonnis van lewenslange gevangenisstraf vir so 'n misdaad moes ontvang het. Volgens president Cyril Ramaphosa was die besoek aan die FSA 'n groot sukses. Ons het bereik wat ons wou weer met die FSA gesels en planne oordra vir volgehoue betrekkinge volgens hom. Die ANC het Ramaphosa geprys oor sy kalmte en diplomatieke diepte om die waninligting van 'n wit volksmoord die hoof te bied. Die ANC woordvoerder het gesê, dit het 'n duidelike boodskap gestuur dat waninligting, ongeag hoe gewild die diplomatieke betrekkinge tussen soewereine nasies sal bepaal nie. Dr. Corneil Miller, WF+ leier, verwelkom egter die uitreik van Ramaphosa om ekonomies met Amerika saam te werk. Volgens Kali Kriel, uitvoerende hoof van AfriForum, staan Ramaphosa en die ANC voor 'n keuse. Dr. Dirk Herman, bestuurshoof van Solidariteit, sê die gesprek met Suid-Afrika se probleme aan die wêreld tentoongestel. Hulle het ooreengekom om weer met mekaar te vergader. Gesprekke sal die toekoms van die AGOA-ooreenkoms insluit. AGOA is hoog op Amerika se agenda. Die G20 het voortse sprake gekom en die versigtiging dat Amerika weer van 'n sleutelrol sal vertolk. Ramaphosa sê hy het in die gesprekke verstaan dat Amerika aan die G20 beraad wel sal deelneem. Volgens hom is Trump bekommerd oor die veiligheid van mense in Suid-Afrika. 'n Tragiese nag het in 'n hoop verander toe 'n nuwe volledig gemeubileerde huis Woensdag aan 'n polisielid in Bethlehem oorhandig is. Konstabel McDonald Motete, wat gestasioneer is by die Bethlehem polisiekantoor, het op die nag van 11 Augustus 2024 sy vrou en 4 kinders uit hulle brandende huis gered. Die voorval het 'n golf van solidariteit ontlok met verskeie rolspelers wat saamgekom het om die Motete gesin te help om hulle nuwe lewe te help herbou. Maande se beplanning en bouwerk het uiteindelik tot die oorhandiging van die nuwe huis in die Vrystaat gelei. Die huis, volledig toegerus met toestelle en meubels, dien nie net as 'n nuwe dak oor die gesin se kop nie, maar as 'n simbool van hoop, waardigheid en krag van hierdie samelewing. 'n Vrystaatse ma wat glo saam met 'n tradisionele geneeser haar 8-jarige seun aan die brand gesteek het om die tokkolossie uit hom te dryf, is borgtog geweier. Die 39-jarige vrou en 40-jarige geneeser van Vicksburg is in die Oos-Vrystaat op 14 Mei in hegtenis geneem nadat die voorval eers onlangs op die lappe gekom het. Die vrou het die seun in Januarie na 'n profeet geneem omdat hy glo siek was. Die profeet het toegesê die seun is van die tokkolossie besete en hulle moet onmiddellik na 'n tradisionele geneeser gaan om hom uit te dryf
word beweer. Die manlike tradisionele geneeser het toe na bewering petrol oor die seun uitgegooi en hom aan die brand gesteek om die tokkolosie uit te dryf. Die seun is intussen uit die hospitaal ontslaan en in sy ouma se sorg geplaas. Die verdagtes het Woensdag in die Landdroshof in Vicksburg verskyn, waar hulle borgtog geweier is en die saak is tot 24 Julie vir verdere ondersoek uitgestel. Die Departement van Gemeenskapsveiligheid, baie in vervoer het die ouers gewaarsku en gemaan om gerekende tradisionele geneesers eerder te raadpleeg. Albertus Steenkamp van Boersoeke Vroufarm word van die moord op Isak Pienaar, wat 42 jaar oud was, een van sy werkers, op 12 Julie 2020 aangekla. Hy staan ook tereg op 'n aanklag van poging tot moord op Goodson Mayenda, wat 24 jaar oud is, wat vir 'n kort rukkie vir hom op Perdekloof gewerk het. Steenkamp beweer Pienaar het op die aand van 12 Julie 2020 by sy huis probeer inbreek, deur toegang in die skoorsteen te verkry. Steenkamp het beweer Pienaar het homself van die huis se dak af doodgeval. Die verhoor is Dinsdag na die getuienis tot gister uitgestel. Die verrigtinge het vlugtig voortgegaan, waarop die staatsaanklaer die ondersoekbeampte geroep het om te getuig oor sy forensiese ondersoeke wat by die plaashuis gedoen is. Hy het bewering na bloed op die dak gesoek, maar kon niks daar gesien het nie. Hy het wel getuig dat hy wel bloedspatsels in die huis gevind het, wat later deur DNS-toetse met Pienaar in die saak verbind is. Die Amerikaanse minister van verdediging het die Boeing 747 aanvaar wat Qatar aan president Donald Trump van Amerika geskenk het by die gebruik as Air Force One, het die Pentagon Woensdag in 'n verklaring gesê. Die minister van verdediging het die Boeing 747 van Qatar aanvaar in ooreenstemming met alle federale reëls en regulasies. Die departement van verdediging sal verseker dat al die toepaslike veiligheidsmaatreëls en funksionele vereistes in ag geneem word vir 'n vliegtuig wat gebruik kan word om die president van die VSA rond te vervoer. Die Amerikaanse grondwet verbied enige regeringsamptenare om geskenke te aanvaar van enige koning, prins of buitelandse staat. Chuck Schumer, demokratiese leier van die Senaat, het vroeër van dese week wetgewing voorgelê wat Trump sou verhoed om hierdie vliegtuig te gebruik. Hoewel verskeie Republikeine kommer uitgespreek het oor die voorgestelde geskenk, is John Tooney, meerderheidsleier in die Senaat en 'n Trump-loyalis, nie verplig om die wetsontwerp aan die Senaat voor te lê nie. Suid-Afrika sal voortaan geen hoender van Brasilië kan invoer nie en dit sluit ongekookte, meganies ontbeende vleis in. Die uitsondering is hittebehandelde pluimveeprodukte waar die risiko van die oordrag van die virus verminder is. Daar word gevrees dat 'n tekort aan hierdie produkte kan ontstaan as die invoerverbod lank sal duur. Die invoerverbod volg nadat 'n voëlgriep op 15 Mei op 'n broeiplaas in Montenegro in die deelstaat Rio Grande del Sul bevestig is. Die invoer van alle lewende pluimvee, eiers en vars bevrore pluimveevleis word opgeskort. Produkte wat voor of op 30 April verpak is, mag wel nog die land inkom. Net 4,5% van die hoenders wat uit Brasilië ingevoer word, is heel hoenderporsies. Suid-Afrika se pluimveebedryf het miljoene rande skade gelei tydens die 2023 uitbreking wat die bedryf in 'n erge mate lam gelê het. Dit het eier en hoenderpryse ook skerp laat styg. Die algemene brandstofheffing word met 16 sent per liter tot R4.01 verhoog. Dit kan boonop nog oor die volgende week verander met die oorsigmaand wat vir Junie wat eers op die 29ste Mei ten einde sal loop. Die pryse word op 4 Junie aangepas en is ook wanneer die heffing verhoog sal word. Wat diesel betref is dit nie effens beter. Daar is tans 'n oorverlaring van tussen 48 en 49 sent per liter diesel. Toe Danrik Versaghi, loskakel van die Pumas, 'n paar jaar gelede nie weer 'n kontrak by die Haie gekry het nie, het hy nie in sak en as gaan sit nie, maar die pad na welkom in die Noord-Vrystaat aangedurf. 'n Jaar gelede het hy hom by die Pumas in Mbombela aangesluit. Verlede Vrydag in die halfeindstryd teen die Boland Cavaliers in Mbombela was Versaghi in die beginspan om swart 'n skeet opgedoen het. Versaghi het 16 punte met sy skopskoen bygedra, onder meer 2 strafdoele in die laaste paar minute, waar die Pumas nalskraap met 31 teenoor 29 laat wen het. Die Pumas kom môre in die eindstryd teen die Griquas in Mbombela te staan. Verlede naweek, toe ek in die beginspan vir die halfeind was, het ek net die beste gemaak van die geleentheid wat ek gekry het hy in die media gesê. Die Springbok vleuel Cheslin Kolbe en die All Black lossvoorspeler Adi Savea dien vir Versaghi as inspirasie. Môre se eindstryd skop om 18:30 af en word regstreeks op SuperSport 201 uitgesaai. Wêreld Rugby hoop om die veelbesproke rooi kaart proefreël van volgende jaar formeel deel van die reëlboek te maak. Dit sluit die komende 120 wêreldbeker toernooi en wêreldbeker toernooi vir vroue in. Kragtens die reël mag 'n speler wat 'n rooi kaart kry vir onbedoelde onoorlogige spel
na 20 minute deur 'n ander speler vervang word. Die mikpunt met die 20 minute rooi kaart is om te sorg dat die aanskoulikheid en integriteit van wedstryde behoue sal bly. Dit sal in alle elite reekse ook die geval wees. Die 20 minute rooi kaart sal sorg dat regverdigheid en die drama behoue bly. Max Verstappen van Red Bull se oorwinning op Imola die afgelope naweek het aangedui dat die verdedigende wêreldkampioen steeds as 'n krag in Formule 1 titelstryd beskou moet word. Maar McLaren behoort hulle momentum in Sondag se spoggerige Monaco Grand Prix te herwin. Piastri was verlede jaar die naaswenner toe Leclerc die eerste Mongosak geword het wat die Monaco Grand Prix in die kampioenskap era gewen het, terwyl Norris vierde geëindig het en net een vorige podiumplek behaal het, 'n derde plek in 2021. Monaco kan verrassings oplewer en die vinnigste motor wen nie altyd op 'n baan waar verbysteek feitelik onmoontlik is nie en 'n verpligte tweede stop in die Kuip is nou bygevoeg om sake meer interessant te maak. Die veteraan Martin Cilic van Kroasie staan vandag breed in die pad van Suid-Afrika so Lloyd Harris en 'n plek in die hoofloting van die Franse Ope. Cilic, 8ste gekeerde onder die voornemende kwalifiseerders, het op sy beurt Spanje se Paul Martin Tiffin met 6-4 en 6-3 verslaan. Die 36-jarige Cilic het destyds as junior die Franse Ope gewen. Hy het in sy senior loopbaan op Roland Garros in 2022 die halfeindronde gehaal. Hy was in November verlede jaar tot middel Februarie van jaar buite aksie. Cilic het sedertdien in 8 toernooie, waaronder 'n paar Challenger toernooie, gespeel was in Maart, die wenner in Girona in Spanje. Rory McIlroy sal in Oktober in die DP World Reeks sy eerste Indiese kampioenskap afslaan. Dit sal die eerste keer wees dat McIlroy as beroepsspeler in hierdie land meeding. Die 4 miljoen toernooi word van 16 tot 9 Oktober by die Delhi Golf Club gehou, 3 weke na die Ryder Beker toernooi. Die 36-jarige McIlroy het verlede maand 'n loopbaan Grand Slam voltooi toe die meesterstitel by die Augusta National gewen het. Hy bekleed die tweede plek op die wêreld se ranglys vir golfspelers. Damon Willemse is vir 3 weke geskort. Willemse sal wel 'n kursus van wêreldrugby voltooi om sy straf met 'n week te kan verkort. Dit beteken dat hy in die VRK eindstryd sal kan speel indien die Stormers tot daar sal vorder. Dit sal effektief beteken dat hy in watte toegedraai gewees tot die Bokke eerste toets van die jaar op 5 Julie teen Italië in Pretoria gaan speel. Willemse wat verlede Vrydag aand in die Stormers se wedstryd teen Cardiff 'n rooi kaart gekry het nie gepoog om homself voor 'n tugkomitee te verontskuldig nie. Willemse wat 27 jaar oud is skuldig bevind aan roekelose spel nadat hy die Cardiff-vleuel Gabriel Hamerweb met sy skouer teen die wange getref het. Hawies Fourie, afrigter van die Boland Cavaliers, het sy stem bygevoeg by diegene wat meen dat die Bulle, die Stormers, die Haie en die Leeu's se deelname in die VRK nie in Marmengiet moet wees nie. Fourie was die Cheetahs se afrigter toe hulle destyds uit die Pro 14 Liga, die VRK se voorganger, geskop is. Daar is nie veel toeskouers op Ellis Park nie, dis nie dat 'n magdom geld gegenereer word in hulle VRK-wedstryde of dat daar groot belangstelling is nie. Al wat maklik is dat daar regstreekse vlugte van oorsee af Johannesburg toe is, wat nie die geval met Bloemfontein is nie. Lyk nie vir my of daar binne die Ellis Park stadion groter belangstelling, meer mense in borge of meer geld gegenereer word as wat die Cheetahs waarskynlik sou doen nie. Die Italianer Yannick Sinner se poging om 'n eerste Roland Garros kroon te verower, kan halfeindronde kragmeting met Novak Djokovic, 3-malige kampioen, insluit. Sinner, 'n 3-malige Grand Slam wenner, het verlede jaar vir die eerste keer die halfeindronde op Roland Garros gehaal. Die Brit Jack Draper, Aussie Alex Minor en Tsjech Jakub Mensik is almal moontlik kwart-eindronde teenstanders vir die 23-jarige Sinner. Die 38-jarige Djokovic van Servië begin teen Mackenzie McDonald van Amerika. 'n Paar teenstanders wag op Iga Swiatek, die sukkelende vroue kampioen van Pole wat mik na 5de Suzanne Lingen trofee. Swiatek en Paulini is boonop in dieselfde helfte van die loting as die eerste gekeerde Aryna Sabalenka van Belarus. Swiatek kan ook spelers soos Emma Raducanu en Jelena Ostapenko of Elina Rybakina in haar opmars teekom. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerbrug vir die streek lyk so: Messina 1224, Polokwane 719, Lephalale 824,
Mbombela 923, Maikeng 721, Pretoria 821, Johannesburg 917, Ermelo 420, Richards Bay 1324, Pietermaritzburg 921, Durban 1322, Port St Johns 1321, Bethlehem 318, Bloemfontein 618, Allewal Noord 619, Welkom 719, Vryburg 721, Kimberley 821, Appington 1023, Prieska 28, Springbok 1321, Karasburg 1024, Keetmanshoop 924, Mariental 825, Alexanderbaai 1828, Brandvlei 1022, Loedertsbaai 2133, Vredendal 1429, Kaapstad 1320, Sutherland 6 en 18, George 1017, Jeffreys Bay 1021, Geberra 1022, Graaff-Reinet 821, Oos-London 1021, De Aar 27, Molteno 5 en 16, Beaufort West 10 en 23. Ons markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R18 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.54, die euro verhandel teen R20.31, die pond kos $24.16, die yen kos 13 sent, die prys van silwer is $33.05 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.293 per fyn ons, die prys van Brent olie is $64.91 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag, elke Vrydag veroorsaak meer glimlagte as enige ander dag, so glimlag lekker, 'n aangename dag vir jou. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename Vrydag en naweek word vir julle almal toegewens.